Goeiedag Graad 12 leerders. My naam is Francisca Smith. Welkom by vandag se wiskundige geletterdheid les. Hierdie les word aan u gebring deur die Noord-Kaapse Departement van Onderwys in samewerking met Pakama Navorsing en Ontwikkeling. Vandag se les onderwerp is inflasie, wisselkoers en bankwese. As ons gaan kyk na ons les se doelwitte vandag is, teen die einde van hierdie les, gaan ons in staat wees om die definisie van inflasie en ander konsepte te implementeer. Ons gaan kan ondersoek deur berekeninge en bespreek die impak van inflasie op die koopkrag van geld, die waarde van 'n item oor tyd en die waarde van geld in die rekening. Dan gaan ons die omskakeling doen van een geldeenheid na 'n ander. Ons gaan kyk wat die verhouding is van een geldeenheid tot die verhouding van 'n ander geldeenheid. Ons gaan die ontwikkeling van 'n begrip van die koopkrag van geld in 'n spesifieke land. En ons gaan kyk na die werk van ons bankwese, hoe om te bereken wat die bankkostes is. As ons aanskuif, die voorkennis wat ons teen vandag moet hê, is die berekening van persentasie. Verstaan hoe persentasie toeneem en afneem. Ons gaan kyk na saamgestelde rente, koers wat ons al voorheen moes bereken, die begrip van grafieke en tabelle, los probleme op met verhoudings en proporsies. Ons gaan werk met desimale en banktariewe. As ons verder kyk ons na die grondlyn assessering. En as jy kyk na die eerste vraag, is daar 'n lyntjie oop en dan sê hy die ding is die algemene tempo waarteen die prys van goedere en dienste styg, wat lei tot 'n afname in koopkrag van geld. Ek gee julle so 'n minuut om te kyk of julle daardie woord kan kry. Welkom terug, Graad 12. So, wat is die term wat die algemene tempo van pryse en van goedere en dienste laat styg? Dit is inflasie. Vraag 2 sê hulle, of vra die vraag, is die primêre effek van inflasie op die koopkrag van geld? A, dit verhoog die koopkrag van geld, B, dit verminder die koopkrag van geld, of C, dit het geen impak op die koopkrag van geld nie. Dit stabiliseer die koopkrag van geld. As ons kyk wat die primêre effek is dit A, B, C of D? Ja, as jy antwoord B het, is dit korrek. As ons verder gaan, is dit vraag 3. Indien wisselkoers verander van 1 Suid-Amerikaanse dollars na R18.50 Suid-Afrikaanse rand, na 1 Amerikaanse dollar na R19 Suid-Afrikaanse rand, watter van die volgende stellings is waar? A, die rand het teenoor die dollar versterk, B, die rand het verswak teenoor die Amerikaanse dollar, D, die rand en die dollar is nou gelyk, of D, die wisselkoers het geen effek op die rand nie. Watser een sal dit wees? A, B, C of D? Ons antwoord by vraag 3 is B. Die rand gaan verswak, want ons betaal meer. Die waarde het toegeneem. As ons voortgaan, vraag 4. As die wisselkoers 1 Amerikaanse dollar vir R18.50 Suid-Afrikaanse rand is, hoeveel sal 200 Amerikaanse dollars in Suid-Afrikaanse rand wees? A, 3.700, B, 3.850, C, 3.600 of D, 3.550. Ek gee vir jou 2 minute om te bereken
wat die US dollar sal wees in rand. Okay, graad 12. As ons kyk na ons antwoord hierso, kan ons sien ons het 'n wisselkoers 1 US dollar is gelyk aan R18.50 ZAR. So, as ons die berekeninge gaan doen, gaan ek nou kan sien die 200 US dollars kan ek plaas onder 200 US dollar. Ek weet nie wat is dit in rand nie. So, ek kan oorkruis maal, so 1 maal, ek weet nie wat is die US rand nie, is gelyk aan 200 maal 18,50. En dan as ons dit bereken, is jou antwoord die volgende. A wat 3700 is. So ons kan gaan en kyk, ek sit met ZAR en ek sit met US dollar. So is 2 verskillende geldeenhede, so ek kan dit gaan maal. As ons kyk na die terminologie, ek sit met inflasie, dit is wanneer die prys van goedere en dienste toeneem, dit gaan op. Die koopkrag verwys na wat my geld kan koop. Dit is hoeveel jy met jou geld kan koop wanneer inflasie plaasvind. Jy kan gewoonlik na inflasie minder koop as voorheen. Ons gaan kyk na die verbruikersprysindeks. Dis 'n instrument wat gebruik word om inflasie te meet. Dit kyk na die persentasie verandering, gewoonlik toename, van goedere en dienste oor 'n tydperk. Deflasie is wanneer die pryse van goedere en dienste daal. So dit is anderste as inflasie. Die volgende terminologie wat ons na kyk is wisselkoers. Dit is die prys van een geldeenheid in verhouding tot 'n ander. As ek een land se geldeenhede vergelyk met 'n ander land se geldeenhede. Geldeenheid verwys na wat die land gebruik, die geld wat gebruik word. So in Suid-Afrika gebruik ons rand. Dan die ander terminologie is sterk geldeenheid. 'n Sterk geldeenheid is wanneer dit meer van 'n ander land kan koop. Swak geldeenheid is wanneer jy minder van 'n ander land kan koop met jou geldeenheid. Invoer is wanneer jy van ander lande af na jou land toe inbring en koop, en uitvoer is wanneer jy verkoop na 'n ander land. So daar is jou verskil tussen 'n sterk en swak geldeenheid, invoer en uitvoer. As ons verder kyk ons na wisselkoers. Wat is die doel van die wisselkoers? Die waarde van een geldeenheid tot 'n verhouding van 'n ander. Mense en besighede en almal gebruik dit om te bereken wat 'n bedrag in hulle land sal kos in 'n ander land. As ons kyk na die wisselkoers, verander dit daagliks en dit verander gedurende die dag. Faktore wat die wisselkoers verander of beïnvloed is rente, inflasie, politieke onstabiliteit en dan die algemene ekonomie van die land. Die voorbeeld van 'n wisselkoers word altyd as 'n verhouding geskryf. En daar is waar jy sal begin. As ons kyk na aktiwiteit 1, sê hulle vraag 1, 'n liter melk kos R9.11, so daardie inligting sal ek onderstreep. Die verwagte inflasiekoers verwys na vermeerdering van 6,5%. Wat sal die prys van melk in die volgende jaar wees? So, ons het 3 konsepte in hierdie vraag. Kom ek gee 2 minute en dan kyk ons wat het julle.
graad 12, as ons terug is by vraag 1, wat gedui het dat die prys R9.11 is en die inflasiekoers 6,5% is. Wat sal die nuwe prys wees? Dis moet ek eers uitwerk wat die nuwe bedrag gaan wees op inflasie. So, as ek die nuwe prys uitwerk, werk ek eers die inflasie uit. So, ek het R9.11 maal 6,5%, of die 6,5% kan ek skryf as 6,5 op 100. Dan sal ek 'n antwoord kry en ek plus dan vir die inflasie konsep. So as ons kyk na die hele oplossing, dan is my antwoord R9.71. Vraag 2, sê hulle die prys van skoene in 2024 is R6.50,95. Wat is die prys van skoene in 2023 as die inflasiekoers 6,4% is? So 6,4%, hierdie bedrag is klaar ingesluit in daai bedrag. So ons moet dit eers verwyder. En dit is wat ons in stap 1 doen. Ons vat die 650 en ons maal dit met die 6,4% inflasie en die 100% plus 6,4 wat verwys na die inflasiekoers. En dan kry ons R39.15. Daai R39.15 moet verwyder word en dit minus ek dan van 650. Dit was die vorige prys R611.80. Vraag 3. Die oplossing verskyn klaar vir julle. Hulle sê 'n boks koekies uit 'n prys van R17.99 tot R19.99 gestyg. Bereken die inflasiekoers vir hierdie tydperk. So, inflasiekoers gaan altyd vir jou nuwe prys minus jou ou prys op jou ou prys. Indien jou inflasiewaarde 'n negatiewe waarde is, dan gaan dit 'n deflasie wees. So dan gaan dit 'n negatiewe bedrag uitwerk. So jou formule is 'n standaard formule wat ons kan gebruik. So ek vat die laaste bedrag, 19,99, minus die vorige bedrag op die vorige bedrag. En dit is 11,1%. Vraag 4, gaan ons bietjie kyk na die wisselkoers. Verder, hulle sê, oorweeg die wisselkoerstabel wat langsaan verskaf word. Langsaan in die blou blok, sê hulle verduidelik die term wisselkoers. Kan julle moontlik dit identifiseer? Ja, indien jy geskryf het die prys van een geldeenheid in verhouding met 'n ander geldeenheid. Vraag 4.2 sê hulle identifiseer die naam van die geldeenheid wat in Botswana gebruik word. So as jy kyk na die tabel, wat is Botswana se geldeenheid? Dankie, as ons gaan kyk na Botswana, daarso sien ek Botswana. As ek gaan na sy geldeenheid se naam toe, dan kry ek die naam en die naam is Pula. So daar's jou antwoord. Vraag 4.3 sê hulle skryf die verhouding van die Amerikaanse dollar tot die rand neer.
Die Amerikaanse dollar, 'n ander naam vir dit, is die Verenigde Staat. So ons moet dus bekend wees met al twee terme. So die Verenigde Staat se wisselkoers het ek die laaste waarde gekry in die tabel. Maar ek moet weet, want 'n wisselkoers is 'n verhouding. So ek moet iets hê in vergelyking met iets anders. So as ek gaan kyk na die opskrif van my tabel, gaan ons sien rand per buitelandse valuta. So dit beteken vir een buitelandse valuta het ek die rand. So wat ook al in hierdie tabel verskyn, wat julle sien voor julle in blou, wat ook al daar verskyn, is die randwaarde. So ek het 12,8765 rand per $1. So ek moet eers gaan kyk na wat my opskrif sit en dan kyk na die tabel. As ons kyk na die antwoord, dan is hy daar. $1 is 12,8765. Vraag 4.4. Hoeveel Agoliese kwanzas sal ontvang word as R3000 omgeskakel of omgeruil word? So eers moet ons die wisselkoers identifiseer. En dan kan ons omskakel. Ek gee julle 2 minute en dan kan ons dit bereken. Welkom terug graad 12. So, vraag 4.4. Waar hulle ons gevra het, die Angoliese kwanza sal ontvang word as R3000 omgeruil word. So ek gaan eers na Angola toe en dan gaan kyk ek wat is die wisselkoers. En dit sê buitelandse valuta per rand. So dit gee vir my die waarde van R1 is gelyk aan 13,09 KZ kwanza. En as ons verder kyk, het ek my maal, want ek kan oorkruis maal. Ek sit met R3000, ek weet nie wat is dit in kwanza nie. 'N ander manier is om te sien die wisselkoers is in kwanza, so jy gaan maal. Dis 2 verskillende geldeenhede. Die wisselkoers is in kwanza, die geld wat ek wil omskakel is in rand. Vraag 4.5. Watter geldeenhede is sterker en watter geldeenhede is swakker teenoor die rand? As ek vir julle 2 minute kan gee om net deur die tabel te kyk en kyk na die wisselkoers. Okay, graad 12. So watter geldeenheid is die sterkste en die swakste teenoor die rand? So as ons begin, sterkste en swakste. Sterkste is die Britse pond, swakste is die meties, want as ons gaan kyk na hulle, dan kan ons sien, daardie enetjie is baie van hulle geldeenheid vir een van ons sin. En as ons gaan kyk na die Britte, ons gee bitter min vir ons gee die meeste van ons geldeenheid om een van hulle sin te kry. So hulle gee weer die minste. So sterkste is die Britte en swakste is Mosambiek, want hulle moet baie meer vir hulle geld gee om een van ons in te kry. Vraag 5. Susan besluit om 1200 aan haar suster in Japan te stuur. Die wisselkoers op daardie stadium is 1 yen vir 0,1076 rand.
Bereken die bedrag geld wat sy in Japan yen stuur. So, ons gaan die 1200 moet omskakel. Kan ek vir jou tyd gee om vraag 5.1 en 5.2 te beantwoord? Ek gee so 4 minute en dan kyk ons na die oplossing. Welkom terug, graad 12. So, as ons kyk na 5.1, bereken die bedrag geld wat sy in Japanse yen stuur, gaan ek weer eens die wisselkoers gebruik. So, ek het 1 yen vir 0,10976. Ek wil dit omskakel, ek het R1200. Ek weet nie wat's die yen nie. Ek kan weer eens oorkruis maal, of ek kan eintlik gaan kyk en sien die wisselkoerse waarde en die omskakelingswaarde is dieselfde, dus kan ek die twee met mekaar deel. En as ons kyk na die antwoord, is dit 10.992,94461 yen. 5.2 Sê of die yen sterker of swakker as die rand is. So as ons kyk, die rand gee ons minder as R1 vir hulle om slegs 1 yen te kry. So wie sterker? Die yen. Die yen is sterker. Swakker as die rand. Okay, vraag 6. Meneer William het 'n Absa private bankrekening. Die tabel hieronder toon die bankfooie van 'n Absa private bankrekening. Gebruik die inligting in die tabel om die vrae wat volg te beantwoord. So as ons kyk na dit, die belangrikste woorde in hierdie tabel is of deel daarvan. So daardie of deel daarvan verwys na wat ook al die R100 is, of dit nou deel is van R100, soos 'n R50, gaan jy hom oprond na die volle volgende R100. So as dit 150 is, gaan jy oprond na R200 toe. So deel daarvan beteken jy gaan na die volgende volle 100 toe. As ons kyk na die vraag, sê hulle 6.1. Indien meneer William 'n bedrag van R750 in hierdie rekening by sy plaaslike tak inbetaal. Baie belangrik, 750 plaaslike tak inbetaal, plaaslike tak inbetaal, dan kyk ons na daardie een wat sê kontant deposito by 'n tak. Bereken die diensfooi wat hy sal betaal. En as ons gaan kyk na dit, dan is dit kostes. So as die antwoord verskyn, dan het ek 60 plus R2 per 800, want daai een word gesien as 'n volle 800. Dan die volgende een. As meneer William R500 elektrisiteit koop, 1500 by 'n plaaslike ATM onttrek en 910 by 'n tak deponeer, wat sou sy totale bankkoste wees? So daar vind ongelooflike baie transaksies plaas. Die eerste een is die elektrisiteit koop. Die tweede een is die plaaslike ATM onttrek. En dan die derde een is 'n tak deponeer. So ek het kontant onttrekking by 'n tak. Ek het ligtyd of elektrisiteit en dan het ek 910 wat hy by 'n tak deponeer.
So ons kyk na daardie een. Die 500, die deel daarvan 500, verwys na 500 gedeel deur 100 en die onttrekking, plaaslike onttrekking is 1500. So daardie moet wees 15. Elektrisiteit is R1.50 en die 910 by 'n dak is onder daardie kategorie. En weer eens, jy gaan oprond. So as ons hom uitwerk, dan sien ons, dis R1.50 vir die elektrisiteit, daardie enetjie daar, plus die R0 vir die kontant, OTM, en dan die volgende een is die 60 wat hy betaal. En dit geef my antwoord van 81,50 sent. As ek het verder onderbreek, dan sê hulle, vraag 8, Sipho besluit om 'n paar tekkies aanlyn te koop. Die tekkies kos hom in dollars 178,57 in New York en dieselfde paar tekkies kos hom 156,49 in Londen. Die tabel hieronder toon die wisselkoers vir die Amerikaanse dollar en die Britse pond. Vraag 8.1 bepaal die koste van die tekkies in beide stede in ZAR en bereken hoeveel Sipho sou spaar as hy die tekkies by die goedkoopste stad sou koop. So weer eens is daar 2 geldeenhede. Ek gee vir jou weer 4 minute om dit self uit te werk. So as ons na hierdie enetjie kyk, sorry graad 12, laat ons terugkom weer by vraag 8.1. Gaan ek eers werk met die dollar. So ek het $1 vir R14,52. Ek het wel betaal in dollar 178,57. Ek weet nie wat is dit in rand nie. Dit is 2 verskillende geldeenhede, so ek kan maal. Die volgende is die pond na die rand. So ek het 1 pond is gelyk aan 18,71. Ek sit met 156,49 pond. Ek weet nie wat is dit in rand nie. As ek kyk na my totale oplossing, moes ek die 2 bedrae gaan minus, want ek wil weet hoeveel spaar ek. So as ek hom bereken, is die spaargeld 335,9 sent. Vraag 8.2. Sipho sien dieselfde paar tekkies vir R3,000 in die plaaslike koerant geadverteer. Die prys van die tekkies sluit 'n inflasiekoers van 5,9% in. Bepaal die prys van die tekkies voor inflasie. Ons het voorheen soms soos hierdie gedoen, so ek gee vir jou 2 minute, kyk of jy die prys kan kry van die tekkies voor inflasie. Welkom terug graad 12. So, as ons kyk na die oplossing vir 8.2, wat ek R3,000 het, en daar is 5,9% al klaar in daardie bedrag bereken. Wat is die prys voor inflasie? So, ek gaan die 3,000 vat, maal met 100 op 105,9%. Dan kry ek die bedrag. Of
ek kan die 3000 vat en ek kan deel met 1,059 en ek kry dieselfde. As ons verder gaan, vraag 1, die tabel hieronder toon die inflasiekoers vir 'n spesifieke land oor 'n tydperk van 5 jaar. Tabel 1, inflasiekoers vir die tydperk is 2015 tot 2019. Vraag 1.1 verduidelik die betekenis van die term inflasie. 1.2 identifiseer die jaar waarin die inflasiekoers die tweede hoogste was en skryf die jaar neer. Vraag 1.3, die inflasiekoers het tussen 2016 en 2017 met 0,49% afgeneem, so ons gaan minus. Beteken dit dat die prys van goedere gedaal het of bemeerder? Verduidelik jou antwoord. Die huiswerksom 2 is, Poel het Britannia op die 7 Junie 2023 besoek. Die wisselkoers tussen Suid-Afrika en Britannia op 7 Junie is hieronder aangetoon. Dan het jy die tabelletjie. 2.1 verduidelik wat die term wisselkoers in hierdie konteks is. Sê of die rand swakker of sterker is. En Poel het R10.000 aan Britannia verhandel. Hoeveel het hy gekry? Rond jou antwoord af tot 3 desimale plekke. Probeer die huiswerksomme. Die laaste ding is die samevatting van ons les. So in hierdie les het ons gewerk met inflasie, wisselkoers en bankwese, waar ons die bankfooie uitgewerk het om 'n transaksie te doen. As 'n land 'n hoë inflasie het, kan sy geldeenhede verswak omdat die koopkrag van die geld afneem. Jy kan minder koop as die inflasie hoër is. Banke pas rentekoerse aan om inflasie te beheer. Hoe hoër die rentekoers, moedig besparing aan en verminder besteding wat inflasie kan verlaag. Banke help mense en besighede om geldeenhede om te skakel wanneer hulle internasionale besigheid doen en wanneer hulle reis. Baie dankie dat julle vir my geluister het. Ek hoop julle het hierdie les interessant gevind. Totsiens.